Goeienaand gemeente. Welkom by ons tweede Pinkster. Vanoggend het ons begin, vanaand gaan ons voort. Dit is lekker om saam met u hierdie klomp psalms deur te dink en dat dit so bietjie weer iets in ons kom wakker maak. 'n Ou verloor soms die ongelooflike impak daarvan. Maar voordat ek dit wil doen, is daarom net so een of twee mense wat ek graag wil bedank. Elsa het nou hier uitgejaag, ek weet nie waarna toe nie. Maar as julle nou, daar kom sy terug. Elsa, ons wil vir jou dankie sê. As julle vanaand in die saal ingaan en die tafels is reg en die sop is op hulle plekke en die leads is gelê en die tafeldoeke is netjies, is dit die vroutjie wat julle sien wat daar sit. Sy reël dit saam met haar werkers. Elsa, baie dankie. En dan Connie, sy was nou die verantwoordelike persoon om al die soppe te reël. Ek het natuurlik geprotesteer. Volgende jaar soek ek steak, asseblief. Laat 'n mens iets sinvols eet op Pinkster. Maar ja, Connie het regtig uit die gemeente uit, het sy genoeg soppe gekry vir elke aand. Ons waardeer dan ook almal van julle wat daarmee gehelp het. Dan ook vir Henty elke keer op haar pos en die klankspan, hulle het so die aande onder mekaar ingedeel dat dit glad nie eers nodig was om daaroor bekommerd te wees nie. En Pieter wat nog tot Woensdag aand vir ons gaan voorgaan met 'n voorafsang. Dankie vir jou ook, Pieter. En dan alle eer aan ons hemelse Vader, dat hy mense in plek stel en dat hy vir ons so kom seën. Net 'n herinnering, vriende, dat ons elke aand by die deure 'n kollekte opneem en die geld wat van hierdie week ingebring word, gaan ons net so aan die Bybelgenootskap oorhandig. Ons gaan 'n toetrede lied sing, vriende, om onsself in die stemming ook te kry. Ons het dit eintlik al so mooi gedoen met die stil word lied, maar net om onsself nog verder en dieper te fokus, gaan ons so bly sit en ons gaan vers 1 en 4 sing van lied 231. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder perk. Ons kom sing U naam ter ere, bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heer, bring ons op ons knieë neer. Ons kom pleit om U genade. Heer, verlos ons van die kwade. O, dat alle mense tale, alle engele sang, o Heer, saamruis deur die hemelsale, in gejubel tot U eer. Eenmaal staan ons voor U troon, waar ons eer aan U betoon. Sing ons met die engele ere, heilig, heilig, heilig Here. God gaan op na sy tempel toe onder gejubel. Die Here gaan op terwyl die ramshoring blaas. Prys God. Prys hom met psalms. Prys ons koning.
prys hom met psalms. God is koning oor die hele aarde, sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies, God is op sy heilige troon. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou vanaand, van God ons Vader, en ook die onbeperkte liefde van Jesus Christus, sy Seun, wat saam met jou en my beweeg in hierdie wêreld, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, jy gaan ook vanaand weer sien, soos elke aand hierdie week, ons gaan 'n lied vooraf sing, voordat ons onsself voorberei vir die woord. Ons gaan dit sommer staande doen elke keer, so ons kan opstaan, dan gaan ons vers 1 en 2 sing van lied 442, om ons in die stemming te kry om die woord te hoor. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot eer. Vriende, ek lees nou hier in die week 'n interessante verhaal oor die geweldige problematiek wat gebeur het toe die Britse kanaal gebou is vanaf Brittanje tot in Frankryk. Van die begin af was dit 'n tweekoppige monster. So het Robert Louis hierdie tonnel beskryf wat in beheer van hierdie projek was. Hy sê dit was veronderstel dat Brittanje van hulle kant af en Frankryk van hulle kant af met dieselfde basis sou werk, sodat hierdie tonnel dan uiteindelik iewers by mekaar sou aansluit en dat daar uiteindelik dan onderdeur die kanaal 'n tonnel kon deurloop van die een land na die ander. Maar twee massiewe maatskappye het hierdie projek gelei. Die een was verantwoordelik vir die bestuur, bedryfsbestuur, en die ander ene was verantwoordelik vir die bou van die tonnel. Maar die moeilikheid was, die maatskappy wat in beheer was van die bedryfsbestuur was Engelse, en hulle wat in beheer was van die tonnel was Franse. Ja, kan julle dink wat se herrie dit sou wees? Daar het 'n massiewe verdeling gebeur onder die leierskap. En een van die bestuurslei het die volgende gesê. Hy het gesê die projek het geweldige spanning veroorsaak, omdat die bestuur nie saamgestel was om die probleme op dieselfde manier op te los nie. Die klem het op verwyte en blameer van mekaar geval. 'n Ander beampte het dit so gestel: ons het elke dag 'n korporatiewe senuwee ineenstorting beleef. En een van die vernaamste leemtes is dat daar standaarde was wat nie gelyk was nie. Die twee lande het uiteenlopende terme gehad. Ek wil net gou vir julle hier lees. Die Franse se elektriese stelsel het gewerk op 380 volt sterkte. En die Britte sin
op 'n 420 volt. En die handleidings was tweetalig. Daar was selfs 2 maniere hoe hulle die vlakke van die see gemeet het. En een van die senior ingenieurs het toe gesê, as jy mense uit 2 verskillende nasies het, wat aan een projek saamwerk, moet jy daardie standaarde baie duidelik stel. Anders glo elke een dat hulle reg is. Ons moet erken dat ons nie met mekaar kan saamtrek as ons nie 'n standaard het waaraan ons mekaar kan meet nie. Nou, toe ek hierdie interessante verhaal lees van hierdie bou van die kanaal, toe laat dit my so dink aan die rede vir Pinkster. Julle weet, daar is baie ander eredienste wat deur die jaar gebeur, elkeen in hulle eie gemeentes onderskeidelik. Maar dit is Pinkster. Dit is die week van die uitstorting van die Heilige Gees, waar God sy enigheid, sy gelykheid in hierdie wêreld kom gee. En die een standaard waaraan ons gemeet word, is die werking van die Heilige Gees. Waarvan ons partykeer te min sou van maak, en ander dalk weer soms 'n bietjie te veel. Maar met die uitstorting van die Gees word ek en jy herinner dat God een norm het. Dat hy een standaard vir ons daar stel, waar volgens ek en jy moet lewe volgens daai riglyne. Want as ons nie volgens daardie riglyne lewe nie, gaan ons die doel van die lewe heeltemal mis het. En die grootste riglyn wat vir ons gegee word, is die woord van die Here. En daarom, liewe gemeente, kan ek en jy nie met hierdie besonderse boek maak wat ons wil nie. Ons kan nie hierdie besonderse boek interpreteer soos wat ons wil nie. Ons moet staat maak op die waarmakende inspraak van die Heilige Gees wanneer ons met hierdie woord van God werk. Want ek en jy kan vanaand baie dinge uit hierdie boek uithaal. Ek onthou hierdie storie wat hulle vertel het van 'n gemeenteleraar wat eendag voor sy kerkraad gedaag is, omdat hy geld in die geldkas gesteel het. En toe die kerkraad vir die gemeenteleraar vra, hoe kry jy dit reg om geld te kan vat? Weet jy nie dat dit verkeerd is nie? Toe haal hy Filippense 4 vers 13 aan. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Ons het altyd op universiteit gespot en gesê, julle moet Moses 4 vers 30 lees. Daar staan, gee jou hart vir die Here en jou geld vir my. Daar's nie so 'n ding nie. En daarom is ek en jy vanaand voor die Here se woord is, o vriende, dan is ons voor 'n groot boek. Baie groter as jou ego. Baie groter as wie jy dink jy is. En as ek en jy nie die knie buig onder die gesag van hierdie boek nie, dan sal ek en jy nie deur die oog van 'n naald kan gaan nie. Maak saam met my oop by Psalm 48. Hierdie is 'n bitter besonderse psalm. Dis een van 5 psalms wat oor die heilige stad praat, die stad Jerusalem. Dis ook een van die min psalms wat die Koragiete gesing het. Die Koragiete was die koorleiers in die tempel. Hulle was onder leiding van Korag, en hy het hierdie psalms geskryf en die Koragiete het dit dan opgevoer en hulle het dit dan by die volksbyeenkomste het hulle hierdie liedere gesing. So vanaand met die opskrif alreeds waar daar staan 'n lied
'n psalm van die Koragiete, moet ek en jy dit vanaand verstaan dat hierdie 'n lofpsalm is. En hierdie sou die tweede psalm gewees het, wat die disippels van Jesus, saam met die 120 ander mense, in die bootvertrek net voor die uitstorting van die Gees sou gelees het. En onthou, ons het vanmôre begin met Psalm 24, waar Dawid die vraag vra, wie mag die heilige berg van God opgaan? Wie mag in sy teenwoordigheid kom staan? En dan sê Dawid, hy wat sy hande rein is en wat sy hart onbevlek is, en hy wat nie 'n eed wat vals is aflê nie. So vanmôre het gegaan oor die totale besef van ons ellende en ons sondige toestand voor God, en dan ook dat God se teenwoordigheid van jou en my vra om van ons sonde afstand te doen. En hierdie psalm vanaand is 'n loflied om vir ons te sê dat God teenwoordig is. Kom ons lees dit saam. Die Here is groot. Aan hom kom al die lof toe. Hier in die stad van ons God, hier op sy heilige berg. Mooi, hooggeleë en 'n vreugde vir die hele aarde. Sionsberg teen die noorde, die stad van die groot koning. In hierdie goed versterkte stad het God hom as beskermer geopenbaar. Konings het bymekaar gekom en as een mag opgetrek, maar skaars het hulle die stad gesien of hulle het bang geword en verskrik op die vlug geslaan. Angs het hulle daar beet gepak, vrees soos die van 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Angs soos toe u met die oostewind die skepe van Tarsis verpletter het. Soos ons daarvan gehoor het, het ons dit self ervaar hier in die stad van die Here, die Almagtige, in die stad van ons God, die stad wat hy vir altyd vas laat staan, Sela. Hier in u tempel oordink ons u trou, o God. Net soos u naam, o God, so strek u lof oor die hele aarde. U mag het groot redding gebring. Sionsberg moet bly wees. Die stede van Juda moet oor u reddingsdade juig. Gaan om Sion, trek reg rondom, tel sy torings. Bewonder sy mure, bekyk sy versterkings, sodat julle dit aan die volgende geslag kan vertel. Die God is ons God vir altyd. Hy sal ons altyd lei. Ons lees vanaand so ver. Nou gemeente, die stad Jerusalem is die enigste stad in die Bybel waarvan daar geprofeteer word dat hy gaan hernie word. Dat hy oorgedoen gaan word. Byvoorbeeld in Openbaring 21, as Johannes hierdie beeld gee van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, dan sê hy, en ek het die stad, die nuwe stad Jerusalem, soos 'n lig uit die hemel sien neerdaal. En dan sê hy, en God was by sy mense. Julle weet natuurlik dat dit dieselfde soort stad was toe Jesus met sy disippels gepraat het en hy na die tempel gekyk het. Die tempel wat in Jerusalem gestaan het, en hy sê toe vir sy disippels, sien julle hierdie tempel, soos wat hy op mekaar staan, sal ek hom binne 3 dae afbreek en herbou. En natuurlik met die woorde wat Jesus daar gesê het, het dit 'n herrie veroorsaak. Die Fariseërs wou hom net daar en dan stenig, want hy het godslasterlik gepraat van die heilige stad. Nou as ek en jy vanaand hierdie ongelooflike psalm in die konteks van Pinkster wil verstaan, moet ek en jy teruggevat word na die kruisiging van Christus. Want die nuwe Jerusalem, die nuwe stad, sin speel direk op Jesus se eie liggaam. God met ons. As
Is dit nie wat die engel vir Maria gesê het in Matteus 2 nie? Jy gaan 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Immanuel noem. Jesus self het van hierdie stad gepraat in die bergpredikasie in Matteus 7 vers 35 waar hy gesê het, die stad van die groot koning. En daar is vanaand 4 ongelooflike elemente wat hierdie psalm na jou en my toe bring, veral in ons gebedstyd. Veral wat vir ons vanaand belangrik is, wanneer ons soos die disippels bid vir die vervulling van die Heilige Gees. En die eerste ding is dat God groot is. Julle weet, as jy Job 33 vers 12 gaan lees, ek dink dit is vers 12, dan sê Job, niemand is so groot soos God nie. Daar's nie nog 'n mens soos hy nie. En dat hierdie psalm, hierdie grootheid van die Here vir jou en my kom beskrywe. Dat wanneer ek en jy in ons geestesoog na Sion sou kyk, na Jerusalem sou kyk, en miskien om dit vanaand 'n bietjie op 'n meer leuke taal te gebruik, as ek en jy vanaand sou kyk na Jesus Christus, dan sien ons hoe groot hy is. Dat daar niemand groot is nie. En dat hierdie psalm vir ons sê, dat al die konings van die aarde probeer om teen hom op te trek, en as hulle dit probeer doen, dan hardloop hulle in angs weg. Want daar's 2 reaksies op God se grootheid, gemeente. Die gelowige kind van die Here ontvang God se grootheid in vreugde, en die ongelowige hardloop in vrees. Dit is daai ongelooflike belydenis wat Paulus maak in Filippense 2 vers 11, as hy sê, elke knie sal buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here. Of jy in hom geglo het, en of jy nie in hom geglo het nie. En ek wil dit vanaand weer pertinent vir u kom stel, dat ek en jy die Here Jesus eendag op een van 2 maniere gaan ontmoet. Ek gaan hom ontmoet as my advokaat, of ek gaan hom ontmoet as my regter. En die volgorde is baie belangrik. Ontmoet ek die Here Jesus voor my aardse dood, ontmoet ek hom eendag as my advokaat. Ontmoet ek die Here Jesus eendag na my aardse dood, gaan hy regter wees oor my lewe. En daarom kan ek en jy vanaand God se grootheid in hierdie psalm eer en prys, want daar's niemand groter as hy nie. En ek en jy kan juig en ons kan bly wees oor dit wat hy vir ons bring. Want dis die tweede ding wat hierdie psalm vir ons sê. In vers 4 staan daar, God openbaar hom as 'n beskermer. Julle weet dat as ek en jy deur die Here Jesus se kruisdood deel kry aan hom, as ek en jy deur die offer van Christus een word met sy dood en een word met sy opstanding, dan sê die Bybel vir ons, dat niks of niemand ons ooit weer uit daai hande kan ruk nie. Johannes 10 vers 29. En om dit te verstaan, moet jy weet van natuurlik Johannes 6 vers 44, dat almal wat die Vader vir my gee, sê Jesus, sal ek almal van hulle vashou en red, en hulle sal nie een verlore gaan nie. Ek sal hulle beskerm, ek sal hulle bewaar, ek sal hulle vashou. En hierdie psalm maak dit vanaand weer duidelik, dat die nuwe Jerusalem, die gekruisigde Christus, die een wat die dood oorwin, jou en my beskermer word in hierdie wêreld. Kan julle net vanaand julle indink wat se impak hierdie psalm aan die disippels moes gehad het, daai aand in die bofortrek.
daar waar die engele hulle van die Olyfberg af terugstuur, en hy sê vir hulle, vir wat staar julle so en kyk? Hoekom hou julle so aan om te kyk? Gaan terug Jerusalem toe, gaan bid, gaan wag op die Gees. En toe hulle die Sondag aand hierdie Psalm lees, oor die nuwe stad, die Sionstad, die heilige Jerusalem, toe verstaan hulle vir die eerste keer die woorde van Jesus, wat vir hulle gesê het, in 3 dae sal ek dit afbreek, in 3 dae sal ek dit herbou. God is groot, en hy is my beskermer. Die derde ding wat hierdie Psalm vir ons leer, is dat God betroubaar is. Daarvan vers 9 tot 12 staan daar, hy is die een wat alles altyd vas laat staan. Julle, dis hierdie ongelooflike gedagte en idee wat by jou vanaand moet posvat. Dat God die getrouste persoon in jou lewe is. Markte val, ekonomie vou, verhoudings verbrokkel, mense maak seer. Die wêreld om ons verander teen 'n massale spoed. Maar God is die getroue standvastige, wat nooit, maar nooit verander nie. Hy maak dit vas in daai woorde in Matteus 28. Onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Want ek en jy moet vanaand die materialiteit van hierdie wêreld in ons oë hou. Mense, ons gaan nie vir altyd lewe nie. Hierdie wêreld gaan nie vir altyd bestaan nie. En daarom word die simboliek van Sionberg die simboliek van getrouheid. Want dis op daai berg waar God in die skrifte, soos wat dit geprofeteer word, eendag gaan terugkom om sy eie te kom haal. En die laaste ongelooflike element van hierdie Psalm is dat God sy mense lei. Nou, wie is vanaand in die drie eenheid die verantwoordelike persoon vir leiding? Kom julle is in die belydennisklas. In die drie eenheid, wie is verantwoordelik vir die leiding van mense? Die Heilige Gees. Hierdie Psalm stel die disippels op om die leiding van God te ontvang die aand wanneer dit op hulle gaan kom. Die laaste vers in vers 15 sê, hy is ons God vir altyd. Hy sal ons altyd lei. Die belofte wat Jesus gemaak het in Johannes 16 vers 7, hy sê vir hulle, ek moet gaan. Want as ek nie gaan nie, kan ek nie die voorspraak vir julle stuur nie. Kan ek nie die leier vir julle stuur nie. En daarom, vriende, is dit een ding om altyd vir Jesus by my te hê. Maar kom ek vertel vir julle vanaand wat is nog wonderliker as dit. Is dat ek die Gees in my het. Die Gees wat vir jou en my elke dag in hierdie wêreld rig en lei. En dit was die afwagting wat hierdie disippels gehad het in daai bovertrek. Hulle het geweet hoe groot God is. Hulle het geweet dat daar beskerming by Jesus van hulle lewens is. As hulle lewens aan hom oorgegee is, hoef hulle nie bekommerd te wees nie, God sal hulle bewaar. Natuurlik nie van aardse dood en aardse siekte nie, hulle gees. Maar hulle het ook geweet dat hy 'n getroue God is, wat doen wat hy sê en wat staan by sy woord. En hulle het ook geweet dat God die een is wat hulle lei. En as jy nou vanaand eintlik mooi daaroor nadink, is dit 4 ongelooflike elemente waaroor ons kan bid vanaand.
Waarvoor kan ek vir die Here dankie sê vir sy grootheid? Waar hy sy grootheid aan my bewys, wanneer die lewe om my in mekaar val, maar sy grootheid omvou my net met sy vrede en sy liefde en sy genade, en hy dra vir my. Waar kan ek vanaand vir die Here sê, dankie vir u beskerming in my lewe? Waar kan ek en jy vanaand vir die Here dankie sê, dat hy getrou is aan wie hy altyd is? En dan miskien vanaand, waar sê ons vir die Here dankie vir sy leiding? Vir sy hand wat my vat en my op die regte paaie hou. So ek gaan vanaand vra dat ons in die groot groep hierdie aand gaan afsluit. En ek wil hê julle moet vanaand aan hierdie 4 elemente dink wat hierdie Psalm na ons toe bring. Loof hom vir sy grootheid, loof hom vir sy beskerming, dink na oor sy betroubaarheid en dank hom vir sy leiding. En kom ek gee dan vanaand vir u geleentheid. As jy wil bid, as jy die vrymoedigheid het, daar waar jy is, staan sommer op en bid lekker hard. En dan as dit stil word, gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons gaan oor in gebed.